Baie welkom by vandag se luistermeditasie in hierdie tyd van Koninkrykstyd. Dit is Woensdag 11 Junie 2025. En ons gaan saam lees Psalm 138 uit die 2020 vertaling. Ek bid vir ons die volgende gebed van Reinhold Niebuhr, om ons te help om God in te nooi in hierdie oomblik in, bewus te raak van ons eie begrensing, om onsself, ons wêreld en veral God werklik te ken en te kan verstaan, en onsself dan oor te gee sodat God se Gees in en deur ons sal beweeg tot dieper insig en intimiteit met God. Here God, U is die begin en die einde van my lewe. Leer my die grense van my kennis, sodat ek U wysheid sal soek. Leer my die grense van my vermoëns, sodat ek U krag sal soek. Mag ek dan nou tot nuwe lewe gewek word, deur gemeenskap met U. Amen. Psalm 138 van Dawid. Ek wil U prys met my hele hart. Voor die gode wil ek U besing. Ek wil in aanbidding buig na U heilige tempel. Ek wil U naam prys oor U troue liefde, oor U trou. Want U het U beloftes bo al U roem laat uitstyg. Die dag toe ek geroep het U my geantwoord. U maak my innerlik sterker. Al die konings van die aarde moet U prys, Here. Wanneer hulle die woorde van U mond hoor, hulle moet sing oor die weë van die Here. Groot is die heerlikheid van die Here. Ja, verhewe is die Here, maar nederiges sien Hy raak en hoogmoediges ken Hy van ver af. As ek in diep benoudheid verkeer, bewaar U my lewe. Teen die toorn van my vyande steek U U hand uit. U regterhand verlos my. Die Here self tree vir my in. Here, U troue liefde duur vir ewig. U handewerk moet dit nie laat vaar nie. Die dag toe ek geroep het U my geantwoord. U maak my innerlik sterker. Hoe lyk hierdie dag waarin Dawid so geroep het? Dawid sê ook nie dat hy tot God geroep het nie. Hy sê net, hy het geroep. Hy het uitgeroep. Om te roep is so menslik. Elkeen van ons het al iewers geroep, uitgeroep, na iemand met die hoop dat jy gehoor sal word. En dikwels sommer maar net geroep. Die ander dag is ek in my kombuis besig en ek stamp iets om en ek roep net tot die hemele uit frustrasie. En vanuit die ander kant uit roep my seentjie terug. Wat is fout, pappa? Daar is iets diep wat in 'n mens beweeg as jou geroep gehoor word. Of as jou geroep op dowe ore val. Dawid het net geroep. En God het hom gehoor. Nie net gehoor nie, God het hom geantwoord. En hom innerlik sterker gemaak.
let op, nie sterk nie, sterker. Net sterk genoeg om deur daardie oomblik te kan kom. Dawid is ook diep bewus van die gode van sy tyd en die konings van sy tyd en dalk op hierdie stadium is hy een van daardie gode en een van daardie konings. En hy droom oor 'n tyd wat al die konings van die aarde die Here sal prys. Sy woorde sal hoor en oor sy wees sal sing. Groot is die heerlikheid van die Here. Is daar sulke konings? Is daar sulke gode wat die woorde van die Here moet hoor? En dan om te ontdek dat hierdie woorde van die Here kom uit my en jou hart uit. Dis hoe Dawid hierdie psalm begin. Ek wil U prys met my hele hart. Voor die gode wil ek U besing. En dis hoe die konings van die aarde die woorde uit die Here se mond sal hoor. Wanneer dit diep uit ons hart uit gesing word. Soos wat Dawid die psalm begin, so sluit Dawid die psalm af. Diep bewus van die Here se gesed, van sy troue liefde. Dis oor die troue liefde van die Here wat hy in die tempel wil neerbuig en die Here se naam prys. En dis hierdie troue liefde wat net aanhou en aanhou en aanhou. Dis die Here se beloftes wat vas staan en hoog selfs bo die Here se roem uitstyg. En dan hierdie pleidooi. Here, U handewerk. Moet dit nie laat vaar nie. Hou aan doen wat U doen. U hand wat U uitsteek na my. U regterhand wat my verlos. Laat dit aanhou en aanhou en aanhou. Ek wil U prys met my hele hart. Voor die gode wil ek U besing. Ek wil in aanbidding buig na U heilige tempel. Ek wil U naam prys oor U troue liefde, oor U trou. Want U het U beloftes bo al U roem laat uitstyg. Die dag toe ek geroep het, het U my geantwoord. U maak my innerlik sterker. Al die konings van die aarde moet U prys, Here, wanneer hulle die woorde van U mond hoor. Hulle moet sing oor die weë van die Here. Groot is die heerlikheid van die Here. Groot is die heerlikheid van die Here. Groot is die heerlikheid van die Here. Ja, verhewe is die Here, maar nederig gesien hy raak, en hoogmoediges ken hy van ver af. As ek diep in benoudheid verkeer, bewaar U my lewe. Teen die toorn van my vyande steek U hand uit. U regterhand verlos my. Die Here self tree vir my in. Here, U troue liefde duur vir ewig.
U handewerk moet dit nie laat vaar nie. Vader in die hemel, vroeg in die môre, tot laat in die nag, roep ek tot U. Gee my die woorde om met U te kan praat. Help my om my verwarde gedagtes by U te bepaal. Ek kan nie op my eie bid nie, Here. In my is daar donkerte. By U is daar lig. Ek is eensaam. U verlaat my nie. Ek voel nietig en bang. U laat my nie alleen nie. Ek is rusteloos. By U is daar vrede. Ek vind bitterheid in my hart. U leer my geduld. U weë is vir my onbegryplik. U ken die pad waarop ek gaan. Amen.